Weereens baie welkom en baie dankie vir die wat ingeskakel het. Nou ek gesels vandag andermaal oor die misleiding van die pre-tribulation rapture en dit is 'n baie kontroversiële onderwerp omdat daar soveel verdeeldheid, soveel onmin is in gelowiges oor hierdie gebeurtenis. Nou baie glo dat die wegraping voor die groot verdrukking moet plaasvind bloot omdat dit geleer word. Die woord van God is duidelik dat daar een wederkoms is. En by die wederkoms gaan die wegvoering, die vereniging van die gelowiges plaasvind. Maar die Bybel is baie duidelik wanneer dit gebeur. Dit gebeur na die groot verdrukking, nadat die antichrist, nadat die apostasie gekom het. Maar ons gaan vandag luister na Carol Wey. Sy het 'n video gedoen oor die pre-trib rapture en hoekom sy glo dit korrek is. En dan het sy kommens ontvang van haar luisteraars. En ons gaan vandag kyk na daardie kommens. Ons gaan dit bespreek in die lig van die woord van die Here. En dis vir my tog duidelik dat hoekom verstaan hierdie mense nie die verskil tussen die groot verdrukking en die wraak van God nie. Daar's 'n geweldige verskil en ons gaan vandag daaroor gesels. Kom ons gaan kyk na 'n eerste videoklip, nie van Carol Wey nie, maar van 'n man wat glo hoekom die wegvoering van die kerk voor die verdrukking moet plaasvind. En hy sien natuurlik die 7 jaar as die wraakoordele van God. Kom ons gaan luister. The reason why I believe that the rapture will happen before the tribulation is because we see it happen consistently through Scripture. The Bible doesn't leave us in the dark about what's coming. It doesn't give us vague clues or hidden codes. It actually speaks very plainly. And one thing that it makes abundantly clear is this: God's people are not appointed to wrath. I want you to write that down in the comments. I want you to write that down in your notes. God's people are not appointed to wrath. Over and over again, Scripture distinguishes between the judgment God pours out on a rebellious world and the salvation he promises to those who are in Christ. I'll give you an example. Let me point to the Bible. 1 Thessalonians chapter 5, verse 9. For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Nou ja, die woord van die Here maak onderskeid tussen die groot verdrukking en die wraak van God. Nie dit wat hy nou pas gesê het tussen die wraak en die saligheid van gelowiges nie. Dan gebruik hy 1 Tessalonisense 5 vers 9 totaal buite konteks en hy sê dat ons is nie bestem tot wraak nie, maar tot saligheid. Natuurlik is die kerk nie bestem tot die wraak van God nie, maar kom ons gaan kyk wat hy eintlik dan sê. Nou hierdie is nog iemand wat mislei is. Elke pre-trib leraar sal dieselfde ou dientjie oor en oor sing. Ons is nie bestem tot wraak nie en dan gebruik hulle sekere skrifgedeeltes daarvoor en haal hulle dit uit konteks uit. Ja, natuurlik is die kerk nie bestem tot wraak nie, dit is natuurlik baie duidelik, ek sê dit oor en oor my video's, maar eers kom die groot verdrukking, wat in die middel van die 7 jaar gaan begin, en dis 'n verkorte groot verdrukking, waar die kinders van God vervolg gaan word, alle gelowiges gaan vervolg word in daai tyd, totdat Jesus gaan kom, en hy gaan ons kom wegvat voor die wraakoordele van God, en dis baie duidelik. Dan kom ons kyk vandag wat sê die Griekse woord vir oordele. Dis die woordjie orgei, wat beteken wrath or anger, en hierdie oordele is God se oordele. Hy gaan dit self uitgiet oor 'n goddelose wêreld, en nie op sy kinders nie. Dis baie duidelik. Dan die groot verdrukking word vertaal met die woordjie telipsis, baie duidelik, jy kan self gaan kyk daarna. Dit beteken tribulation, affliction, distress or persecution. Dit is die verskil tussen die wraak en die groot verdrukking. En die pre-trib leraars kan hierdie onderskeiding nie tref nie. En dit is vir my verstommend. Nou kom ons gaan kyk na die eerste videoklip van Carol Wey, hoekom sy glo dat die wegraping korrek is, wat die pre-trib rapture korrek is. Sy sê God het dit op haar hart gelê. Kom ons gaan luister wat sy sê en dan gaan ons dit van daar af bespreek.
But to have the subject matter be about end times and the rapture of the church, I never imagined that it could be such a highly divisive subject. This encounter alone was proof to me that this was not my own idea and it was not my own pride or me wanting to get attention. This proved to me that it was the Lord. If it was the enemy's idea, why would he want anyone to believe in a pre-tribulation rapture that just brings more urgency to spreading the good news about what Jesus did for us? Nou kan jy die misleiding hoor agter hierdie stellings wat sy maak. Hoe mislei kan iemand nie wees nie. En dit is baie ongesiens en tog baie gevaarlik, dat jy dink jy's reg terwyl jy regtig verkeerd is. Nou kom ons gaan kyk wat sy sê. Sy sê dat die Here die wegraping, die pre-trib rapture op haar hart gelê het. Sy sê, hoekom sal Satan nou 'n pre-trib rapture aan mense voorhou? En dis vir haar die bewys dat dit die waarheid is. Nou ek gaan vir u vandag sê hoekom. Die Satan wil jou onvoorbereid laat. Hy weet daar kom 'n verdrukking en Satan weet baie duidelik dat in die helfte van hierdie 7 jaar dan gaan hy met woede neerdal omdat sy tyd min geword het. Hy het basies 3,5 jaar en hy weet dit. En daarom hou hy aan die kerk voor, daar's 'n pre-trib rapture. Julle gaan nie hier wees nie. Julle gaan nie verdruk word nie. Die anti-kris gaan julle nie vervolg nie. En daarom is dit so 'n gemaklike doktrine en dis eintlik baie misleidend. Nou die pre-trib rapture sê sy bring meer dringendheid om die goeie nuus te verkondig. My antwoord op dit is die evangelie moet altyd 'n dringendheid wees. Of daar 'n pre-trib, 'n mid-trib, 'n post-trib of watter, daar is altyd in die evangelie 'n dringendheid omdat ons kosbare siele moet wen vir Jesus Christus. Ons moet hulle gaan haal en dit is die motief, nie 'n pre-trib rapture nie. Die pre-trib rapture is 'n gemaklike doktrine wat die gelowiges eintlik 'n valse hoop gee dat hulle nie in die tyd van vervolging en moeilikheid gaan wees nie. En dit is die probleem wat ons het met hierdie leerstelling. Nou kom ons gaan kyk na die volgende videoklip waarin sy nou kommens ontvang, dat die tekens natuurlik eers moet plaasvind wat Jesus bespreek het in Matteus 24 voordat die wederkoms of die wegvoering kan plaasvind. Kom ons gaan luister wat Carol Way te sê het. When I recently shared about the spotless bride of Christ, I mentioned that many people will list all the reasons why Jesus won't be coming back anytime soon. And many times they list the signs that Jesus spoke about in the Olivet Discourse. But Jesus was talking about signs that would be happening during the tribulation period leading up to his second coming. And these are things like wars and rumors of wars, lawlessness, pestilence, earthquakes in various places, deception. And even in Luke's account of this Olivet Discourse, it says, "Now when these things begin to happen, look up and lift your heads because your redemption draws near." Nou ja, Carol Way is totaal onkundig. Sy sê die mense wat die pre-trib rapture teestaan, sê altyd daar's tekens waarna Jesus verwys het, wat eers moet plaasvind voordat hy kan terugkom. Dis wat die Here geleer het. Sy disipels vra hom, Here, wat is die teken van die koms? En dan sê hy vir hulle presies wat die teken gaan wees, maar dan sê hy vir hulle, daar gaan eers die begin van smarte wees, nie verdrukking nie, die begin van smarte. En dis opvallend dat Carol Way nie die verdrukking noem en die maan die son, maan en sterre tekens nie. Sy verwys net na die eerste 3,5 jaar waar die begin van smarte plaasvind en dit is eintlik baie verstommend dat sy nie eers wys wat daarna gebeur voordat die wederkoms plaasvind nie. So sy sê dit is wat moet gebeur en dit vind plaas in die groot verdrukking. Sy sê dit is wat gaan plaasvind, dis waarna Jesus verwys het en dit lei na die wederkoms en nie 'n pre-trib rapture nie, want die pre-trib rapture vind plaas voor die 7 jaar. En dan noem sy egter sy gesê het net die eerste 4 seels wat van die res. So sy sê hierdie is tekens wat plaasvind voor die wederkoms. Nou wat is die wederkoms? Dis die terugkeer van Jesus Christus vir sy kerk. Dis die wederkoms. En hierdie mense maak 2 gebeurtenisse, die een is 'n pre-trib, die ander een is 'n wederkoms
en dit staan nie in die skrif nie, baie duidelik. Dan verwys hy na Lukas 21, as julle hierdie dinge sien gebeur, kyk op, julle verlossing is naby. Deel van dit moet gebeur, is in die verdrukking en die kosmiese tekens, dan eers moet ons opkyk, so wie se verlossing is dis naby, as ons moet opkyk. Jesus sê, as jy die tekens in son, maan en sterre sien plaasvind, dan eers kan ons opkyk. Gaan lees Lukas 21 vers 25 tot 28 en jy sal duidelik sien dat daar gaan eers die kosmiese tekens, as die 6de seël, dit vind plaas na die groot verdrukking en as daardie goed begin plaasvind, klaar af, dan kan ons begin opkyk. Nie voor die 7 jaar nie, dit is duidelik. Nou kom ons gaan luister na 'n dame wat 'n pragtige verduideliking gee, juis oor wat moet gebeur voordat Jesus gaan terugkom. Kom ons gaan luister. I have a question for pre-tribbers. I want to know why you guys use Luke 21 verse 28 to imply to people that a pre-trib rapture is about to happen. Let me show you. So when you guys say, when you see these things begin to pass, look up, for your redemption draweth nigh. Have you ever opened that isolated verse up, for your redemption draweth nigh? Let's look it up, okay? Let's open this baby up. Here it is. This is Luke 21, okay? This is that isolated verse where you say, look up, for your redemption draweth nigh. Over here is the tribulation. Jesus is telling these people here, when you see these things come to pass, look up, for your redemption draweth nigh. Okay? The disciples over here ask him, show us the sign of when these things are going to come to pass. And Jesus says, all right, many are going to come in my name, saying I'm Christ. Nation shall rise against nation, kingdom against kingdom. There's going to be earthquakes, famines, pestilences, persecution. You're going to be delivered up to death. You're going to be hated by all men for my name's sake. Jerusalem's going to be compassed with armies, surrounded. Then know that the desolation thereof is nigh. Then let them which are in Judea flee to the mountains. And there shall be signs in the sun and the moon and the stars. And upon the earth distress of nations, with perplexity the sea, and the waves roaring. And then shall they see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. And when these things begin to come to pass, then look up and lift up your head, for your redemption draweth nigh. Pay attention. Pay attention to what the Spirit said to the churches. Pre-trib pastors are telling us that this verse, look up, for your redemption draweth nigh, happens before the tribulation. This is all Jesus speaking to us. And he's telling us, first is the tribulation. Then when we see all these things come to pass, then look up, lift up our heads, for our redemption draweth nigh. Nou ja, baie pragtiger kon dit nie gestel gewees het nie. En die pre-trippers het nie 'n antwoord hierop nie. Want hulle gebruik daai skrifgedeelte wat sê, as hierdie dinge begin gebeur, dan praat hulle van nou voor die 7 jaar.
dan moet julle begin opkyk. Dis nie waarvan Jesus gepraat het nie. Jesus het gesê, al die goed wat plaasvind in die 7 jaar, die groot verdrukking, die begin van smarte, die verdrukking, die kosmiese tekens, hy sê, dan moet julle opkyk, as daai goed plaasgevind het. En dis nie wat hulle vir jou leer in die kerk nie. Hulle sê vir jou, nee, ons is nou amper, dis nou imminent. Die wegraping gaan plaasvind en ons gaan nie hier wees nie. Dis 'n groot leuen wat in die kerk verkondig word. Nou voordat die vereniging van gelowiges kan plaasvind by die wederkoms, moet die kosmiese tekens, die 6de seël, plaasvind. En dis baie duidelik in die skrifte. Maar die preterbleeraar sê vir iets anderster. Dis 'n gemaklike evangelie. Maar kom ons gaan kyk weet wat sê Carol Wy verder. Sy praat nou van die komment wat gelewer is op haar video, dat die geheime wegraping eintlik vals is, en kom ons gaan luister wat sy dan daaroor te sê het. Another commenter said, the secret rapture is a lie from the pits of hell. For the Lord will descend from heaven in the clouds with myriads of angels, with a shout, and every eye will see him. The Bible is plain about this. And this is the biggest error I find, is that so many people think that the rapture and the second coming are the same event. In our rapture verses, there is never a mention of myriads of angels. We do hear of a voice like an archangel, but even when Jesus was speaking to his disciples about the rapture, he said, and if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. The second coming doesn't sound like this at all. We read, and he will send his angels with a great sound of a trumpet, and they will gather together his elect from the 4 winds, from one end of heaven to the other. And I don't believe the sound of this great trumpet at the second coming is the final trumpet judgment or the last trumpet of the rapture, which is the voice of God. The church that was raptured up before the tribulation is actually following the Lord down, and the armies of heaven, clothed in fine linen, white and clean, followed him on white horses. And we believe that's us. Nou ja, die teenstanders van die pre-trib-rapture in hierdie video sê dat die geheime wegraping eintlik 'n valse leerstelling is. Daar is nie iets soos 'n geheime wegraping. Dis in die geheim, dis tekenloos. Niemand gaan dit hoor of sien nie. Maar dis wat die pre-trib-leeraars vir jou leer, maar dit staan nie in die woord van die Here nie. Sy sê die grootste fout wat mense maak is om die wegraping en die wederkoms as dieselfde gebeure of gebeurtenisse sien. Nou wat leer Paulus en wat leer Jesus hieroor? Jy kan dit gaan lees in Matteus 24, 29-31, 2 Tessalonisense 2 vers 1-3. Hulle dieselfde begrip, dieselfde leerstelling van wanneer die wegvoering van die kerk gaan plaasvind. En dit is absoluut skokkend dat hierdie mense steeds nie dit kan raak sien nie. Maar dit is absoluut jammer dat so baie van hierdie mense mislei is. Nou sê sy in haar rapture verses, pre-trib rapture verses, sien sy dit nêrens nie. Sy sien nie dat daar dat dit dieselfde gebeurtenis kan wees nie, want dit is 2 aparte gebeure. Nou kom ons gaan kyk na skrifgedeeltes daaroor. Nou kom ons toets die skrifte, dis baie belangrik. Kom ons gaan kyk aan die eerste skrif wat die pre-tribbers so maklik gebruik om te sê dit is die pre-trib rapture hierdie. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aardse engel en met die geklank van die basyn van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, natuurlik die Here tegemoet in die lig. Nou dis die geskrifgedeelte wat hulle so maklik gebruik. Maar jy moet onthou, hier vind die eerste opstanding plaas. En Openbaring 20 vers 4 vind die opstanding, die eerste opstanding, na die groot verdrukking plaas. So is daar 2 eerste opstandings wat plaasvind. Dis 'n vraag wat jy vir jouself moet gaan beantwoord. Nee, die skrif leer dit nêrens nie. Daar's 1 eerste opstanding waarby alle ware gelowiges gaan opstaan van alle eeue. Daar's nie 'n tweede opstanding vir ware gelowiges na die groot verdrukking en een wat voor die verdrukking plaasvind nie. Nou kom ons gaan kyk na die volgende skrifgedeelte, maar voor ons dit doen, moet ons onthou 1 Korintiërs 15 vers 52
Hier is waar Paulus praat van wanneer ons sal opstaan met onverganklike liggame in 'n oogwink by die laaste bassein. Dit is die bassein van God. En onthou die woordjie bassein, dis baie, baie belangrik. So kom ons gaan na Matteus 24 toe, vers 30 tot 31. En die skrif sê, en dadelik sal die stamme, en dadelik na die verdrukking van daardie dae, sal die son verduister word, die maan sal soos bloed wees, die sterre sal van die hemel val, en so meer, en dan sê hy, dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf, en die mens sien, die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel, met groot krag en heerlikheid, en hy sal sy engele uitstuur met 'n harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel, in die 4 windstreke van die een einde van die hemel tot aan die ander einde daarvan. Nou wil ek net vandag sê, hierdie skrifgedeeltes spreek van dieselfde gebeurtenis. Die eerste ene spreek net wat gaan gebeur, en die tweede ene in Matteus 24 sê, wanneer dit gaan gebeur. Nou kom ons gaan kyk nou na die ooreenkomste van hierdie 2 skrifgedeeltes, want ek wil vir die pre-trippers vra, as hierdie skrifgedeelte praat van voor die verdrukking en daai na die verdrukking, hoekom sien ons dat die wolke van die hemel word hier genoem 2 keer? Kom Jesus op die wolke van die hemel voor die 7 jaar, en na die verdrukking kom hy weer op die wolke van die hemel, en aan die einde van die 7 jaar, dan gaan hy nou terugkom op 'n wit perd. Dit is 'n belangrike vraag. Dan kyk ons na die geklank, die harde trompetgeluid, die geklank van die bassein van God. Dit is dieselfde gebeurtenis. Dan kyk ons na die uitverkorenes wat weggevoer word, versamel word. Die uitverkorenes word versamel, weggevoer. Paulus praat van gathering, dis die versameling. Hier praat hy ook dan van die wegvoering. Dis dieselfde gebeurtenis. Hierdie is dieselfde gebeurtenis wat plaasvind, maar die eerste een sien dit wat gaan gebeur, die tweede een sê wanneer gaan dit gebeur, en dit is baie belangrik. So, hierdie is nie skrifte wat jy kan sê, hier is die wegraping, die pre-trip, en daar is die wederkoms wat aan die einde van die 7 jaar plaasvind nie. En dis wat pre-trippers graag vir jou wil leer. Nou kom ons gaan luister na nog 'n videoklip van Carol Way. Sy sê dat as Jesus nou eers aan die einde van die 7 jaar kom, hoe gaan daar mense wees in die vrederyk met sterflike liggame? En sy verstaan dit glad nie, maar ons gaan dit verduidelik. Kom ons gaan hoor wat sê sy. Another commenter said, there's no rapture until the end of tribulation, end of all. If this were true, it's at the very end, then all of the believing Jewish people and all of the tribulation saints and all of the church would be caught up at that end moment, and any non-believers would be bundled up and burned. And that would mean that everyone going into the millennial kingdom would be in their glorified bodies, and there would be no mortals entering the kingdom, which is how the kingdom will be repopulated. We know based on the sheep and goat judgments that the unrighteous will not enter the kingdom, but those believers who survive the tribulation will enter in their mortal bodies. Nou ja, dit is baie duidelik dat sy nie verstaan wat die profesie leer nie en wat die skrifte ook leer nie. Dat aan haar gesê word dat die wegraping aan die einde van die verdrukking gaan plaasvind, dan vra sy natuurlik, maar as dit dan eers daai tyd moet plaasvind en alle mense weggeraap word en in hulle verheerlikte liggame gaan hê in die vrederyk, waar is die mense wat met sterflike liggame in die vrederyk sal ingaan? Nou kom ons gaan kyk wat die woord van die Here baie duidelik leer. Sy ken nie die skrifte nie en dis baie duidelik, want sy moet onthou, die wegvoering van die kerk vind plaas na die verkorte groot verdrukking, dan gaan daar 'n ongekende of 'n onbekende tydperk wees, wat alleen aan God bekend is, tot aan die einde van die 7 jaar, waar sy wraakoordele gaan plaasvind, waar Armageddon gaan plaasvind, en dan eers sal die vrederyk begin. Maar kom ons gaan kyk na daai skrifgedeeltes. Nou ja, die groot verdrukking word verkort volgens Matteus 24 vers 21 tot 22. By die 6de seël verskyn Jesus en hy harpat sy uitverkorenes weg om die wraak van God nie te sien nie. En dit is 'n verkorte verdrukking waarvan Jesus self gepraat het. U kan gaan lees Matteus 24 vers 22. Maar kom ons gaan voort
Na die 6de siel maak die 7de siel ook met al God se oordeele op die goddelose. Daarna in Openbaring 19 vers 11 kom Jesus met 'n wit perd saam met sy heiliges en voer oorlog by Armageddon. Dus kan jy sien dat daar gaan 'n wegvoering plaasvind na die verkorte groot verdrukking, dan is ons by Jesus, dan kom ons saam met hom terug op 'n wit perd. En dit is baie duidelik dat dit nie voor die 7 jaar kan plaasvind dat hy gaan terugkom op 'n wolk nie. Dan kom hy op 'n wolk voor die 7 jaar, hy kom op 'n wolk na die groot verdrukking en dan eers kom hy op 'n wit perd aan die einde van die 7 jaar. En dit is absoluut nie wat die skrif leer nie. Nou, wie gaan die vrederyk binne? Kom ons gaan kyk wat sê die skrif. En almal wat oorbly uit die nasies wat teen Jerusalem aangekom het, sal jaar na jaar optrek om te aanbid voor die koning die Here van die leerskare, om die hittefees te vier. Sagaria 14 vers 16, wanneer Jesus reeds sy voete op die lyfperd neergesit het, daardie mense wat by die skaap en bokke geoordeel word, die skaapnasie sal ingaan, hulle wat nie teen Israel aangekom het, teen Jerusalem aangekom het nie. Hulle gaan met hulle liggaamlike, fisiese liggame die vrederyk binne om het te herpopuleer. Die kerk gaan egter saam met hom regeer in die vrederyk. Ons gaan verheerlikte liggame hê, ons gaan saam met hom regeer vir die 1000 jaar, terwyl die ander mense in hulle sterflike liggame gaan wees in die tyd van die vrederyk. En dis tog ons wat die woord van die Here leer. Ek verstaan nie dat hierdie mense nie bietjie die skrifte gaan ondersoek en kyk wat dit regtig leer nie. So, die Armageddon-slag is wanneer die mense wat teen Jerusalem aankom, daardie mense gaan uitgewis word, hulle gaan veroordeel word, maar die mense wat oorgebly het in hulle fisiese liggame, wat die skaapnasies is, hulle sal ingaan in die vrederyk. Nou ja, die pre-tribulation rapture is 'n lie of the devil, dit bestaan nie, en so baie mense besef dit nie nou nie, maar wanneer dinge begin gebeur, en die wegvoering nie plaasgevind het nie, sal baie mense waarskynlik tot hulle sinne kom. Mag die Here ons help, ons oë open, en ons help om die skrifte reg te verstaan. Tot ons op 'n volgende keer weer gesels, mag die Here u seën. Totsiens.